Jy sê dat jy 'n Christen is en trots is daarop. Wat maak jou 'n Christen? 'n sekere gedagterigting, 'n assosiasie met Christelike ideale, die feit dat ons groot geword het in 'n Christelike kultuur. Wat maak ons 'n Christen? Kom ons dink vandag daaroor. Here, dankie dat ons bevoorreg kan wees om U naam op ons lippe te kan neem, om met U te assosieer, om deel te wees van U plan en van U kinders. Ons wil mooi verstaan wat dit beteken, en daarom bid ons dat U vandag self ons sal leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag Efesiërs 4. Net 'n klompie verse uit Efesiërs 4, vers 1 en dan weer van vers 17 af. En van die ander verse gaan ons na verwys. Efesiërs 4 van vers 1 af. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God. En wees heilig. Tot sover. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Nuwe mense. Dit het my geweldig diep geraak toe ek 'n ruk terug 'n onderhoud gesien het tussen die bekende gesig van ateïsme, Richard Dawkins, hy is trots om die vaandel te dra, en 'n Somaliese moslim wat die moslim geloof gelos het, en toe 'n profeet van Richard Dawkins was. Hy als wat hy gesê het sy opgeslurp en sy dit verkondig, sy het by universiteite gegaan en godsdiens as belaglik afgemaak. Sy is vervolg daarvoor. Sy het sterk daaroor gevoel tot een dag. Toe sy teen die Christene natuurlik ook gepraat, die moslems en die Christene, tot een dag toe die lig vir haar oopgaan. En sy is in Engeland, 'n Brit, en sy vertel dat sy in 'n kerk gekom het en aanvanklik het niks vir haar sin gemaak nie, is als bevestig wat sy hulle teen gewaarsku het. Maar toe skielik op 'n dag het alles net in mekaar geklik en het alles totaal sin gemaak. Het sy haar lewe vir die Here gegee. Haar man het sy lewe vir die Here gegee, hy's 'n Britse skrywer, en hulle twee kinders is gedoop in die Anglikaanse kerk. Pragtige vrou. Nou het sy later, in 2024, so amper 'n jaar daarna, met Richard Dawkins onderhoud, 'n uurlange onderhoud wat mense gerus na kan kyk, is aangrypend. En in daardie onderhoud, in 'n uur lank, is daar baie dinge gesê, en hy het groot gegaan. Sy het vir hom gesê, ek het presies soos jy geredeneer. Trouwens, jy was my mentor gewees, ek het die goed gebruik wat jy my gesê het. En toe het ek my lewe verander. Ek het besef dat ek verkeerd is. En sy sê spesifiek, die Wiekers, dis nou die predikante van die Anglikaanse kerk, het goed gepraat wat nie vir haar sin gemaak het nie. En toe skielik begin het sin maak. En dan sê hy vir haar hierdie stukkie, wat my geweldig geskuif het. Sê hy vir haar, Wiekers is almal baie aangename mense. Ek het nog nooit een ontmoet
waarvan ek nie hou nie. Hulle is baie, baie besondere mense. Maar dan gaan hy nou aan. Dit beteken nie dat hulle nie bog praat nie. I was walking with 6 to 7 men at any given time, protecting me armed from things that I said that were offensive to Muslims, or Muslims thought were offensive to them. Christians were writing me letters saying, you know, we're going to pray for you, you're misguided. And I think that alone defines for me the distinction between Christianity in general, mainstream Christianity and mainstream Islam. Well, I must say, I've never met a vicar that I didn't like. I mean, they're always very, very nice people. Yeah. But nevertheless, the stuff they believe is obvious nonsense. Vicars is almal besondere mense. Toe besef ek, maar dit sou hy nie kon sê van die mense wat sy ideologie aanhang nie. Gestel is dan nou ateïste, dat hulle almal baie aangename mense is, dat dit lekker is om tyd met hulle te spandeer nie. En sy vertel ook dat dit haar lewe verander het. Toe sy teen godsdienst gepraat het, moes sy 7 leiwagte hê om haar te beskerm. Die moslims het gedreig om haar dood te maak. Maar die Christene sê, sy het dit nooit gedoen nie. Hulle het vir haar gesê, hulle het begrip vir hoe sy voel, en hulle sal vir haar bid. En dit het haar geskuif, dit was 'n ander tipe mens. En dis waaroor vandag gaan. Ons verhouding met die Here is nie net 'n sekere denkrigting, 'n sekere waardestelsel wat ons nastreef nie. Dis 'n verhouding met 'n lewende God. En wat hy met ons doen, hy verander ons persoonlikheid. En jy kry dat alle Christene in 'n sekere sin klone word van mekaar. Daar's 'n bron waaruit hulle gevoed word. En daardie bron maak almal van hulle dieselfde mense. En dis 'n proses. Die gedeelte wat ons gelees het, beskryf vir ons waar God ons gekry het. Hy sê, moenie langer so wees soos julle was nie. Mense wat soos heidene leef, hulle verstand was verduister, hulle het nie deel aan God se plan vir hulle lewe gehad nie. En hulle het gebly daarby, jy kon hulle net nie skuif nie. Hulle het afgestomp geraak, hulle het net gedoen wat hulle lus gehad het om te doen. Maar, sê hy, dis nie hoe julle groot gemaak is nie. Julle het Christus leer ken, julle is sy volgelinge, julle is onderrig in die waarheid. Hou dan op, breek met dit wat julle was. Sien, ons verhouding met die Here maak ons 'n ander tipe mens. Soos jy mense kry wat jy kan sien waar hulle vandaan kom uit die Namakwa-land of uit die Kaap of waar hulle ook al vandaan kom, jy hoor dit in hulle taal, hoe hulle dieselfde taal praat, maar 'n ander uitspraak het, ander gebruike het. So begin die Christendom ons persoonlikhede verander. En Christene word 'n sekere soort mens. Hulle begin waardes in hulle lewe in te kry. Dis net goed wat hulle nastreef nie, dis goed wat hulle word. En dan is daar die besonderste goed wat vir ons genoem word. Want sien, die Here is besig om ons persoonlikheid oor te neem. Vers 23 sê, julle gees en gedagtes word nuut. Eers was julle vasgevang in 'n sekere denkpatroon. Nou begin julle anders te dink. Julle is mense wat as die beeld van God geskep is, julle is nuwe mense. Dis 'n proses wat ons persoonlikhede oorneem. En dan sou elke mens unieke eienskappe behou as Christen, wat eie is aan sy persoonlikheid, ekstrovert of wat dit ook al mag wees. Is daar seker goed waarin Christene dieselfde word. En nou is dit opvallend dat Paulus baie tyd spandeer om die Christene op te voed vir hierdie nuwe karakter wat hulle moet hê. En as ons net nou hoofstuk 4 kyk, ons het dit nie gelees nie, noem sommer net vir julle, net vinnig, 'n klompie van die goed wat hy gegee het. Hy sê, Christene is mense wat die waarheid praat, dit kan jy weet, hulle is almal so. Christene het beheer oor hulle woede. Christene steel nie. Trouwens, Christene werk hard. Christene werk eerbaar. Christene het altyd iets beskikbaar vir arme mense. Christene is nie bitter mense nie. Hulle is nie opvleend nie. Hulle is nie lig geraak nie. Christene vloek nie.
Christen se basiese ingesteldheid teenoor ander mense is goedgesind. Ons dink positief van mense. Ons is hartlik teenoor mense. Ons initieer die groet as ons by mense verbystap. Christene vergewe maklik. Nou hierdie is sommer net 'n klompie goed wat hy hier in hoofstuk 4 noem. Dan gaan hy nog aan in hoofstuk 5. En gaan Paulus aan in sy ander briewe noem hy die een op die ander dinge wat uitstaande, kenmerkende dinge van Christene is. En daarom is hierdie dinge waarvan ons net bewus is nie, dis dinge wat ons word, wat ons nastreef, wat ons hart aan werk, waar ons dinge moet verander, seker goed moet uitgooi, ander dinge moet inkry. 'n sendeling vriend van my, hulle as gesin, het die pragtige gebruik gehad om elke maand vir hulle self 10 waardes neer te skryf waarop hulle fokus. So hulle gaan sit die eerste dag van die maand en dan skryf die gesin al die 10 waardes neer waarop hulle gaan fokus hierdie maand. En dan is dit opgeplak teen hulle muur, elke dag as hulle inkom sien hulle dit, hulle praat daaroor. En dit word deel van hulle volgende maand gaan sit hulle weer, party is weer dieselfde as die vorige maand, party is nie. Heeltyd is hulle bewus van wat hulle besig is om te word. En dit is wat met Christene gebeur. Dis 'n bewustelike proses. Dit beteken dat ons moet blootstel om hierdie waardes te verstaan en dit na te streef ons eie te maak. Hard te werk daaraan. Dit moet kenmerkend van ons word. En ek het gewonder as 'n praktiese manier. En dit is kan 'n lang proses wees, maar dit kan verskriklik vervullend wees. As jy 'n papier of 'n boekie sou neem en jy sou die Bybel met hierdie doel lees. Ek wil agterkom 'n lys maak van alle waardes wat eie is in Christene. En daarvoor kan jy natuurlik die vinnigste lees gaan wees, die laaste deel van elkeen van Paulus se briewe, sit hy lys op lys, Petrus het dit, Jakobus het dit. So mense kan dit soek in die briewe. Jy kan teruglees in Jesus se kontak met mense, dalk fokus op die bergpredikasie. Jy sal in die Ou Testament kan gaan lees. En dit sou baie interessant wees, hoe sou die lys lyk wat ons maak van die waardes wat Christene nastreef. En die volgende stap neem en sê, Here, ek wil nou vir u vra, wil u hierdie deel van my persoonlikheid maak? Wil u maak dat ek 'n mens sal wees wat so lyk? Want dit is hoe alle Christene moet wees. Die Here het ons sleg gekry, het ons nie sleg gelos nie, het ons anders gemaak, het ons nuut gemaak, en dis 'n wonderlike voorreg. Geniet dit en gebruik dit. Here, mag dit gebeur, dat iewers iemand oor ons sê, jou persoonlikheid het my na God gedraai. Dankie vir die voorreg, dat ons aan u voete kan sit en by u kan leer en kan weet, hierdie is die waarheid. Ons wil u volg, ons wil u gelukkig maak. Amen.